Goeiemôre, goeiemiddag of veel waarskynlik goeienaand. In vandag se video poog ek om eksponente, so poog beteken ek probeer om eksponente in 'n bietjie van 'n ander lig te verduidelik. Nou ek verstaan meeste van julle wat laat ek julle net sê, meeste van julle wat lewe het ten minste al iewers in julle lewe te doen gehad met 'n speletjie. Okay? En daar's baie van julle wat sukkel met wiskunde vir een of ander rede en ek wil graag net in terme van 'n speletjie eksponente vir julle verduidelik. So dis 'n poging, ek probeer iets. As dit nie lekker uitwerk nie of dit maak jou meer te mekaar, gaan eerder en doen iets anders. Ek het klomp ander video's wat letterlik net die teorie van wiskunde verduidelik van die eksponente. En is fyn, gaan doen dit. Gaan as dit vir jou werk, doen dit. Hierdie is vir die mense wat bietjie sukkel om die konsep van die wiskunde te verduidelik, te verstaan. Bietjie sukkel om die idee daarvan net vas te gryp en te werk daarmee. So ek het 'n bietjie van 'n speletjie probeer ontaard. Nou dit is nou ek probeer dit. Moet nou nie te hard wees op my nie, moet my nou nie te hard judge nie, maar ja, ek poog. So dis wat dit gaan wees. Dis 'n game. Dis 'n klein speletjie en daar's 'n paar reëls en daar's 'n paar wette. Nou, dit beteken nie dat daar enige voorbeelde gaan wees nie, daar's my karakter. So daar gaan geen voorbeelde wees nie. Jy's nie regtig veronderstel om hierdie video te kyk met 'n pen en 'n papier in jou hande nie. Daar gaan niks somme wees wat jy moet uitwerk nie. Dis net snap die konsep, verstaan? Dis nie 'n ek gaan vir jou mooi verduidelik wat dit is en dan gaan ek jou 'n voorbeeld gee en dan moet jy die voorbeeld doen en dan moet jy na die voorbeeld 'n paar dinge op jouself op jou eie probeer en dis nie. Hierdie gaan net 'n game wees. So ek weet nie, beleef 'n game. Maar voor ons die game gaan speel, ek sê speel, maar daar's nie regtig enige speletjies wat plaasvind nie. Voor ons die game gaan aanpak, gaan ek eers hersiening doen oor wat presies dit is wat gebeur as jy met eksponente werk, met veranderlikes en al daai goedjies. So as jy my ander video's al gesien het, my ander eksponent video's hoort dit hoort vir jou normaal te lyk. As nie, gaan kyk dit asseblief eers. Hierdie is deel 1. Hierdie video is deel 1, so ek begin basies die game hierso. Daar gaan nog 2 dele wees, deel 2 en deel 3. Maar terwille van hersiening, nou ek het mos julle daai tabel gegee van hoe werk eksponente. Aan die een kant, die linkerkant is dit jou plus, dis al jou bewerkings rakende grondgetalle en aan die ander kant 'n 6 ry tabel. Aan die ander kant is dit my eksponente. Wat gebeur met my eksponente? So as my eksponent of as my grondgetal byvoorbeeld plus, dan gebeur daar niks met my eksponente nie. As hulle minus, gebeur daar niks met my eksponente nie. Dis net as ek maal wat my eksponente gaan bymekaar getel word. Net as ek deel wat my eksponente met mekaar van mekaar afgetrek word. Net as ek hakies het wat my eksponente met mekaar gaan maal en net as ek 'n vierkantswortel het wat my eksponente met mekaar gaan deel. Ons gaan by almal van hulle uitkom in die game en jy moet hierdie kan raak sien in die speletjie. So ja, kom ons kom daarby uit. Ek los dit eerder as 'n verrassing. In my game is daar seker dingetjies wat jy moet weet. Nommer 1, daar is 'n karakter. Hierdie ou se naam is Oudiphalus. Dis 'n random naam wat ek opgemaak het. Dis actually een van die name van my plante, maar ons noem hom Oudie. Okay, daai is Oudie. Oudie het besluit om op 'n bootreis te gaan. Nou hy is eintlik 'n avontuur. 'n adventurer. Hy's baie avontuurlustig. Nou gaan hy op hierdie bootreis en hy land op hierdie eiland en hy besluit hy wil hierdie eiland plat trap. So hy wil heen en weer die eiland loop en kyk wat alles daar is. Want iemand het vir hom gesê daar's monsters op die eiland.
Nou wat gaan gebeur is obviously hy gaan nou met die monsters fight. Dis die hele doel van die game. Ja, daar moet een of ander oppositie wees. Daar moet 'n gits, wil ek nou die Afrikaanse woord daarvoor gebruik. Wat is die hoofkarakter se naam? Hy is mos die protagonis. Daar moet 'n antagonis wees. Jo, dit was nou moeilik. Daar moet 'n antagonis wees, so die bad guys is obviously die monsters wat op die eiland is, en hulle is die antagoniste en die protagoniste. Nou, sodra, of ek is die protagonis, maar, of Oudie is die protagonis, ek is die narrator. So Oudie gaan hierdie ouetjies fight en na hulle gefight het, gaan hulle sekere dinge drop. So as jy hom doodmaak, dan gee hy vir jou iets. Hy gee vir jou 'n klein beloningkie. Een van die belonings wat jy gaan kry is 'n geweerpouch. Nou in my game gaan jy Oudie gaan die geweerpouches kry, maar wiskundig gaan ek dit opdateer sodat ons nie vergeet of verloor wat hy het nie. Nou in plaas van om heeltyd te sê, okay, ek het 1 gun, ek het 2 gun, ek het 3 guns, gaan ek net sê ek het 'n X, 'n X en 'n X. Dis net makliker. X staan vir guns. Dieselfde, jy kry messe en hulle gaan ek eis noem. Alright. Eie. Noem ek dit 'n ei? Dis weird. Right. Nou het ons is deur die intro. Ons het hersien hoe eksponente werk. Ek het vir julle 'n klein bietjie verduidelik hoe dit gaan werk. So nou kom ons by ons eerste fight. Damn it, ons doen nie. Ons kom eers by die uitleg. Kom het ek dit nie neergeskryf nie. Ek het vir my neergeskryf wat ek alles moet doen. Hierso kom Oudie hy land daar. Waarskynlik daai ding daar, jy moes dit al in geskiedenis of aardrykskunde gedoen het. Dis so 'n grafiek lyk, nê? Daai is kontourlyne en hierdie ding hierbo, glo my, dis lava. Ek het vir jou lava geteken want Oudie land daar op daai eiland, jy sien sy skipie daar. En hierdie is lava. Kyk, alles gaan op na daai punt toe en dis mos hoe lava werk. Dit gaan ons op na 'n punt toe soos 'n pysie. Nou kom dit uit. Hierso is my bergreeks, daar is die einde van my land en dan's dit die see rondom dit. Dis 'n mooi see daai, hè. Nou stop my Oudie, my protagonis, stop hy sy bootjie hier daar. En die eerste ding wat hy doen, is onthou, hy is baie avontuurlustig. Hy wil net loop. So, hy vat 'n stappie. Hy loop so entjie. Maar hy loop nie ver nie. Hy is miskien 'n uur, 2 ure se loop. Toe tref hy nou die eerste bad guy, die eerste antagonis. Dis nie baie groot scary een nie, en omdat dit 'n game is, gee hulle mos vir jou al die weak karakters in die begin. Jy weet mos hoe werk games, sodat jy nie doodgaan in die eerste 4 sekondes nie. Nie alle games is so nie, maar hierdie een is so. Nou gee hulle vir hom 'n klein draakie en hulle sê vir hom, die game sê vir hom, okay bra, fight hierdie draakie. Hy fight hom. Dis weird, want hy het nog nooit in sy lewe draak gefight nie. Moet hy nou vir die nek gaan, moet hy die vlerke, maar hy wen toe op die ou ende. En toe hy uiteindelik hierdie ding doodmaak, toe pop daar 'n klein geweer daar uit. En hy sê, wow. Nou, die game is slim. So, die game weet, hy moet iewers hierdie goeders insit, so dit gee vir hom 'n chest. Hierdie is 'n magical chest, dit is so groot soos 'n R2. Hy kan hom in sy sak sit, maar as hy hom uithaal en hy maak hom groot, dan kan hy al sy produkte daarin sit. So, hy sit sy geweer daar binne. Nou, sy chest is soos, okay, cool, ek het 'n geweer. Maar ons, of die game, die agter die game, moet die game half weet hoeveel het hy van wat en wat het hy van hoeveel. So hy stoor dit as X. Hy het nou 1X. Maak dit sin? Dit moet sin maak, want voordat jy weet is daar 'n volgende draak. Hy loop 'n bietjie verder. Daai is ook so 2-3 ure se loop. En daar is 'n volgende draak. Raai wat gebeur? Selfde ding. Hy het nou 'n bietjie geleer, hy moet eers die draak se bors aanval of flippend so iets. En hy doen dit toe en daar wen hy. Daar wen hy sy tweede een en die draak drop 'n geweer. Hy sit die geweer in sy chest. Nou het hy, hoeveel dink jy? X plus X?
Hy het net 2 x'e. Niks nie met die eksponente gebeur nie. Hulle bly dieselfde, want dis net 'n x, dis net 'n geweer. Maar hy loop 'n bietjie verder of loop hy 'n bietjie verder? Ek kan nie loop 'n bietjie verder loop nie. Iewers along the line. Hierso. Loop hy in 'n wizard vas. Okay, dis die cool deel. Nou, hierdie wizard bly op die eiland. Hy sê daar's 'n ander bad guy, 'n ander wizard daar iewers, sy tweelingboetie. Maar hy is die good guy en wat hy verteenwoordig vir ons in hierdie speletjie is, hy verteenwoordig wat 'n maal is. Nou, Oudie en ons wizard chat regtig baie lekker. Hulle chat oor meisies en games wat hulle speel, hulle chat so rugby en F1 karre en toe word hulle sommer beste vriende. En die wizard sê, ek gaan hom Wizzy noem. Wizzy sê vir Oudie, luister, ek het magical powers. Het jy dit geweet, Oudie? En Oudie sê, no way. Hulle sit om 'n kampvuur een of ander tyd en hulle het hierdie gesprek. En Oudie, die Wizzy sê vir Oudie, luister, jy het 2 gewere. Okay, maar hulle is los van mekaar. Hulle is nie geheg aan mekaar nie. Ek het die power. My ma het my die power geleer om hulle vas aan mekaar te maak. So, in plaas daarvan dat daar 'n plus is tussen die 2, verander ek die plus en ek sit hom op sy sy en ek maak hom 'n maal. Dis nou nie meer x plus x wat vir my 2x gee nie. Dis nou x maal x. Sodra ek maal plus my eksponente, so ek het 'n dual wielding gun. Daai sien jy cool like daai ding. 'n dual wielder. Dual wat beteken 2. En daar's my geweer nou, maar dit is nie meer x nie, dis 'n x kwadraat. Want daar's 2 gewere aan 1. Dis 1 x kwadraat, maar die x kwadraat bewys nie dat dit is 'n dual wielder, maar ek het tog steeds net 1 van hulle. Nou, Oudie sê dis flippin cool en hulle besluit om 'n bietjie verder te loop. Cool manier weg verdwyn. Hulle loop 'n bietjie verder. Oudie en die Wiz, maar hulle loop skaars 3 ure, hulle loop soos 'n uur en 'n half. Toe hulle by nog 'n draakie uitkom. Nou met sy dual wielder was dit baie makliker om die draakie dood te maak. Hy weet hy moet vir die bors gaan en dan vir die kop of wat ook al en hulle maak hom dood en hy kry nog 'n geweertjie. Okay? Hierdie geweertjie sit hy in sy sak. Nou sê en die Wizard sê vir hom op 'n stadium, kom ons loop 'n bietjie verder aan. En hulle loop 'n bietjie verder aan, maar hulle wou na die bergreeks toe gaan. So hulle gaan toe daar na die bergreeks toe. Daar by die bergreeks, kyk, hulle is nou op 'n kontourlyn, so beteken die wat noem mens dit? Dit word 'n bietjie styl daar. Kan jy sien daar ontmoet 2 kontourlyne mekaar. So dis basies waar daar 'n grot is. Nee, want dit is soos direk oor mekaar. Daar is basies 'n muur. En in hierdie grot kry hulle toe 'n ander monster. Wil jy raai wat 'n ander monster kry hulle daar? Hulle het nou drake vasgeloop. 'n Draak op 'n draak op 'n draak op 'n draak. Ek dink daar was 3 drake. 3de draak, ja. En nou loop hulle in 'n grot in en wat kry mense in grotte? Mense kry 'n goblin. Okay, dis nou die ergste van die lot. Hy kry 'n goblin. En 'n goblin is nou 'n nuwe ding, maar daarom het hy vir Wizzy by om te help en die Wizzy sê vir hom, okay, nee, doen dit. Goblins is eintlik is nie die intelligentste diere op die planeet van die aarde nie. Dis nou te sê hulle is op aarde. Ek weet nie eers nie. Het ek besluit hulle is op aarde? Ek weet nie. Kom ons sê maar hulle is op aarde. Maar hulle maak die goblin dood. FYI. En hulle wen hom. En hy gooi iets anders af. Nou, ek het veel in die begin van die video gesê, daai is 'n ei. En dis wat hy kry. Hy kry 'n ei. Hy kry 'n ei. 'n ei, nou nie 'n ei om mee sop te maak nie, maar soos 'n ei wat 'n mes is. So ek sê hierdie sakkies verteenwoordig die messe wat hy het. Nou, hy sit dit ook in sy treasure chest. Nou het hy nie net x kwadraat plus x nie, want onthou in die vorige een het hy 'n draak doodgemaak en hy het 'n x bygekry. Maar hulle plus nie
dis nie 'n dual wielder nie, so hy het nie 2 dual wielders nie, hy het 1 dual wielder en 'n enkel een. Maar nou het hy 'n dual wielder, dis 'n baie moeilike woord vir my om te sê. Hy het 'n enkel geweer en dan het hy 'n messakkie. En die wizard sê vir hom, okay, so daai chest, ons gaan hom nou wegvat, want ons wil baie graag meer dinge kry. Dis waar die hele ding gaan. So, hulle bære hom, en hulle loop nog so eentjie aan. Hulle hou van draai, want nou, Oudie het gesê, luister, Wizzy, ek wil graag oor hierdie hele eiland loop. So dit help nie, ons gaan net reguit aan, of net van een punt oor na die ander punt toe nie. Ons moet 'n bietjie van 'n draai maak. So kom ons gaan terug en kyk wat ons kry. En hulle loop weer op daai weer kontourlyn en op die ding self kry hulle 2 goblins. Baie maklik, die een Wizzy vat vir die een goblin en Oudie vir die ander goblin. So hulle wen, baie eenvoudig. En hulle kry nou 2 ekstra sakkies by. Die 2 sakkies sit hulle in sy voorraadkamer en Wizzy pop op en sê, luister, ek kan hierdie vir jou mooi maak. Jy het nou net 2 dual wielders en 3 ongemaklike messakkies. So, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan hulle vir jou almal in maals in verander. So, die eie maal hy met mekaar, die messakkies, hy meng hulle met mekaar en hulle word uit tot die mag 3. So, dis 'n sakkie wat aan 'n sakkie vasgemaak is, wat aan 'n sakkie vasgemaak is. So hy kan dit net om sy gewrig sit of om sy middel sit en daar het hy hierdie goedjies. Maar hy sê, gee my dan daai 2 wielders en gee my daai 1 wielder en dan maak ek hulle sommer ook vir jou 'n tri-wielder. Ek weet nie hoe om dit te sê nie. Ek gaan net sê 'n tri-wielding gun en 'n tri-wielding knives. So dit is die einde van deel 1. Ek wil jou graag aanmaan. Hierdie storie gaan verder aan. Dit is 'n kort video, ek verstaan. Of vir my is dit 'n kort video. Hulle het vir my gesê mense gaan nie 'n lang video wil kyk nie, so toe maak ek besluit okay, ek gaan my storie opdeel in 3. Hierdie is die eerste deel. Ek het jou nou voorgestel aan Oudie en Wizzy en aan wat hulle kry. Jy het drake gesien en jy het goblins gesien, jy het plus en jy het maal gesien. Wizzy het gemaal, goblins het gegee, draak het gegee. So plus maal. Nou dis nie eers helfte van ons reëls nie, dis net die eerste 3. Damn, dit is helfte van ons reëls. Maar in elk geval, daar's nog baie wat oor lê. Daar's nog 2 tipe monsters wat hy moet fight en om die Wizzy te broer. So waar gaan die broer inkom? Maar ek hoop ek sien jou in die toekoms. Ek wag vir deel 2 as jy moet wag, maar ja, ek sien julle in die toekoms.